Is jou lewe ook 'n gejaag? O, dit is feestyd en dit is amper Kersfees en ons jaag en ons hardloop rond. Ek het so ruk terug 'n gesprek met iemand gevoer wat gegaan het oor suksesvol teenoor sinvol. Ek weet hierdie persoon kyk ook my video's, so ek wil baie dankie sê vir die inspirasie. En dit het my bietjie laat dink, wat jaag ons na? Jaag ons 'n suksesvolle lewe na, of jaag ons 'n sinvolle lewe na? Nou wat beteken dit? Waarvan praat ek? So ek het op 'n tyd in retail gewerk en dit was ongelooflik besig. So jy hardloop en jy kom by die huis, jy eet aandete, jy klim in jou bed en jy slaap. Volgende oggend stort, maak reg, gaan werk toe en dieselfde roetine oor en oor. Jy kry nie tyd vir jou vriende nie, jy kry nie tyd vir familie nie, jy kry nie tyd vir kerk nie. Jy is net besig om te werk. Nou ongelukkig is dit die hartseer van retail is jy werk konstant. Maar ek sit in 'n posisie waar ek ongelooflik bederf is om vandag te kan sê, ek is geseën. Ek het tyd vir my vriende, ek het tyd vir my familie, ek het tyd vir die kerk. Hoe amazing is dit nie? Maar dit kom weer neer op die vraag, wat jaag ons na? Sukses, geld, roem, eer, al daai dinge. Hier op die boonste vlakke, hier op die boonste rakke, wat jaag ons na? Of sinvol? Jy het 'n doel. Jy lewe vir jou roeping. So, die Here het my geroep toe ek in graad 11 is. En dit het my 'n rukkie gevat voor ek wakker geskrik het en gesê, okay, ja Here, I get it. En vandag sit ek en ek kan my roeping uitleef. En dit maak vir my soveel sin, as wat ek sukses najaag, om hierbo te wees, waar ek nie eintlik wil wees, of hoef te wees nie. Sinvol, waar ek rustig kan wees, waar ek nie hoef te jaag nie, waar ek nie hoef bekommerd te wees oor wat gebeur môre, of wat is die stres van môre nie. Maar ek het nou 'n lewe waar ek gelukkig is, waar ek my roeping uitleef, deur my werk, waar ek die Here kan dien. Al kon ek die Here dien in my vorige werke ook, maar waar ek hom nou kan dien, in die sin van, ek kan kerk toe gaan. Ek's nie so moeg of te moeg, waar ek net wil slaap nie, ek kan my Bybel oopmaak, ek kan stilte tyd hou. Ek kan God leer ken. Is dit nie 'n sinvolle lewe nie? Die Here roep ons. Nie almal het dieselfde roeping nie. Nee. Ons het almal verskillende talente en gawes om ons roepings te kan uitleef. Maar wat jaag ons regtig na? Gaan jy luister na wat jou roeping is? Of gaan jy luister na wat jou begeerte is? Jou vlees, om te sê, meer geld, meer roem, meer eer, ek wil bekend wees, ek wil al die geld in die wêreld besit, of ek wil die Here eer, ek wil doen wat die Here vir my gesê het om te doen, waarvoor hy my geroep het. Dis die vraag wat ons na kyk. Jy kan nog steeds suksesvol wees, maar sukses gaan nie oor geld nie. Sukses gaan nie oor roem nie. Sukses gaan oor doen wat die Here van jou vra. Want dan is jou suksesvolle lewe ook 'n sinvolle lewe. So wat jaag jy regtig na? Jaag jy in hierdie tyd? Of is jy rustig? Met 'n glimlag op jou gesig en die wete, God is in beheer en jy volg maar net. En jy doen wat hy vir jou gegee het en gesê het om te doen. Dis sinvol. Dis die moeite werd. Die vraag is, gaan jy vandag luister na God se roeping vir jou lewe? En roeping nommer 1 is om God te verheerlik. So wat kies jy vandag?
om na hom te luister, of om na jou eie begeertes te luister. Sukses teenoor sinvol. Kom ons gaan lewe 'n sinvolle lewe. Kom ons dink hierdie tyd oor ons lewe en ons reflekteer oor ons lewe en ons besluit of ons lewe sinvol is en of dit eintlik 'n gejaag na wind is. Elke werk het sy voordele, elke werk het sy posisie, ons almal het alles nodig. Maar wat maak jy daarvan? Streef jy net na sukses, net na eer en roem, of streef jy om 'n verskil te maak? Want daai is sinvol. Om 'n verskil te maak is soveel beter as om geld en roem en eer na te jaag. So kom ons gaan uit in hierdie tyd en kom ons gaan lewe 'n sinvolle lewe. 'n Lewe wat vir God sin maak. 'n Lewe wat die moeite werd is. In die sin van vir God. Kom ons gaan luister na God en wat hy sê. Kom ons gaan doen wat hy sê. Kom ons gaan verheerlik hom en hom alleen. Daardeur lewe ons reeds 'n sinvolle lewe. Gaan leef jou roeping, want God het jou gekies. God het jou geroep.